Goeiedag liefde, ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy ook gister se oordeenking geniet het. Ons het gesels oor hoe ware vryheid 'n lewensreis is, dat God ons van glorie tot glorie verander. Nou, ons het spesifiek gekyk na Paulus se woorde in 2 Korintiërs 3 vers 17, waar die gees van die Here is, heers daar vryheid. Nou voor ons vandag inspring in die oordeenking, wil ek net eers sê baie dankie vir so baie van julle wat ingeskryf het vir ons Bybelskool. En as jy nog nie weet nie, ons hardloop 'n Bybelskool aanlyn vanaf die 8ste April, mene dat jy kan hom in persoon bywoon as jy in Alberton is of in die omgewing is, en jy kan hom aanlyn inskakel van enige plek in die wêreld. As jy nie lewendig kan inskakel saam met ons, jy kan altyd na die tyd op jou eie tyd daai les inhaal en gaan kyk. Dit beteken ook enige les wat jy mis is altyd vir jou beskikbaar. Nou, daar is al reeds info deurgegee laasweek, maar net om dit weer vinnig op te som, die kursus beloop R500 per persoon, waar ons dan vir jou 'n volledige gedrukte en baie hoë kwaliteit werksboek gaan aanstuur. Jy moet net met ons kontak maak by info@beleef.org.za of hulle self kontak by 0823769649 en dan sal ons met jou korrespondeer om seker te maak jy kry jou materiaal so gou as moontlik. Nou, so ek sê, hierdie week gesels ons oor vryheid en wat dit beteken om werklik vry te wees in die gees van die Here of in Christus. Nou, 2 Korintiërs 3 vers 17 is ons tema vers wat sê, waar die gees van die Here is, daar heers daar vryheid. Nou, vandag wil ek jou vra, wat hou jou gevange? Want die realiteit is, baie van ons is steeds vasgevang, ons leef asof ons vasgevang is, al het Christus ons reeds vrygemaak. Nou in 2 Korintiërs 3 vers 14 tot 16, praat Paulus spesifiek van 'n sluier wat mense verhinder om God se heerlikheid werklik te sien. Hierdie sluier is 'n metafoor vir enigiets wat ons blind hou, spesifiek vir die waarheid van Christus, die waarhede wat opgesluit is in Christus. Dit kan vrees wees, dit kan skuldgevoelens wees, miskien is dit ou gewoontes of selfs 'n verkeerde verstaan van God se genade. Maar hier's die goeie nuus. Wanneer iemand hulle tot die Here wend, word die sluier weggeneem. Dis wat ons lees in vers 16 van 2 Korintiërs 3. Dink aan 'n persoon wat vir jare met sonbrille binne sy huis rondloop. Dan sulke mense is my altyd weer, hierdie mense wat in die malls rondloop met hulle sonbrille. Maar okay, alles lyk vir daai mense donker en dof. Maar die oomblik wat hulle hierdie bril afhaal, sien hulle die kleure en die helderheid rondom hulle. Net so het baie van ons geestelike sonbrille, wat ons perspektief verdraai en ons dan gevange hou. Nou God wil daardie sluier, daai sonbril, daai ding, wil hy wegneem, sodat jy sy waarheid en sy vryheid volkome kan ervaar. So, vra jouself dalk hierdie, is daar dinge in jou lewe wat jou weerhou om ten volle in vryheid te leef? Is daar dalk leuns wat jy glo, 'n vrees wat beheer het oor jou lewe? Jy sien geliefde, die gees van die Here is reeds daar, en waar hy is daar vryheid. Maar ek en jy, ons moet hierdie vryheid, ons moet dit omarm, en ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons dus verander. So, reflekteer vir my op hierdie, is daar dalk sluiers in jou lewe, wat jou verhoed, dat jy God se vryheid volkome ervaar? Is daar dalk spesifieke vrese, of skuldgevoelens, wat jou gevange hou, dinge wat jy moet bely, en laat staan en laat gaan? Wat kan jy vandag aan die Here oorhandig, sodat jou daarvan werklik kan bevry? So prakties, miskien stel ek voor, doen hierdie. Bid en vra die Heilige Gees om jou te wys watter sluiers jou perspektief verdraai, weg van God se waarheid af, weg van wat hy werklik vir jou wil gee, Vra jouself, wat glo ek oor myself en oor God, wat nie in lyn is met sy waarheid nie? En spreek God se woord oor jou lewe. Lees byvoorbeeld en memoriseer 2 Korintiërs 3 vers 17 en bely dit oor jou lewe of oor jou omstandighede. Baie mense, geliefde, hulle leef asof hulle steeds gevangene is, terwyl Christus reeds die pad van vryheid vir ons oopgemaak het. Waar die gees van die Here is daar vryheid. Sê dit saam met my, waar die gees van die Here is daar vryheid. Laat God toe om enige sluier in jou lewe werklik te verwyder en jou te wys wat dit beteken om in sy teenwoordigheid vry te wees. Maak wel, geliefde, ek wil jou dan ook uitdag, môre, maak seker jy skakel in vir môre, waar spesifiek gaan gesels dat die Heilige Gees is jou weg
na ware vryheid. Nou op hierdie laaste oomblik wil ek sê, as daar dinge is wat jy wil bely, jy kan altyd met ons gesels, korrespondeer met ons, maar ons het gister gesê, los 'n kommentaar van glorie tot glorie, van heerlikheid tot heerlikheid. Vandag tik iets vir ons daar in die kommentaar en oor wat, nie net hier oordenking vir jou beteken nie, wat die woord van God losmaak in jou hart en jou gedagtes. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat wanneer ons sien dat daai sluier weggeneem word, die dinge wat ons verhinder om God te sien vir wie hy werklik is, dat ons kan leer met onbedekte gesigte om vas te kyk in die waarheid van Christus, word ons dan getransformeer van heerlikheid tot die heerlikheid. Here, ons beleef hierdie glorie tot glorie oomblikke waar ons die vryheid van God beter begin verstaan. Vader, dis hier waar ons graag wil wees. Dis hier waar ons werklike geestelike groei begin geniet en begin uitleef. En dis daai vryheid wat ek nie bid net oor my eie lewe nie, maar oor elke liewe persoon wat vandag inskakel. Vader, as daar dinge is wat ons terughou, sondes en skuldgevoelens en dinge wat ons skaam maak, laat ons vandag dit bely, verantwoordelikheid vat, daai gedrag stop, maar werklik toelaat dat die Gees van die Here se vryheid ons ritmes begin bepaal in ons lewens. En dis my gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.